Hoeveel keer wou jy al bid, maar dan huiwer jy wanneer jy dink aan jou sonde, jou mislukking, jou geloof wat soms swak is, jou hele mens wees. En dan wonder jy, kan ek regtig in gebed na God toe gaan? Sal hy hom steur aan iemand soos ek? Sal hy agslaan op die gebede van 'n mens soos ek? Miskien wil jy bid, maar staan jy baie keer van jou knieë af op omdat jy dink, nee, miskien moet ek maar liewer eers my lewe regkry. Of nee, my woorde skiet tekort, my gebed is nie mooi genoeg nie. Dis nie geestelik genoeg nie. Ek voel nie geestelik genoeg nie. En as jy jouself dan partykeer so ver kan kry om te bid, bly daar dikwels die onsekerheid, sal God my hoor? Sal ek 'n antwoord kry? Vanaand wil ons skrifgedeelte uit 1 Johannes vir ons wys dat ons vrymoedigheid om te bid nie in onsself moet soek of in hoe waardig ons voel nie, maar op 'n ander plek. Nou, hoe kan ons dan die vrymoedigheid kry om in gebed na God toe te gaan? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand lees ons verder uit die eerste brief van Johannes, hoofstuk 5, vanaf vers 13 tot 15. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat die woord van God hoor en wat dit in sy of haar hart bewaar. Johannes skryf aan mense wat in die Seun van God glo. Hy sê, hy skryf juis sodat hulle wat in die Seun van God glo kan weet dat hulle die ewige lewe het. Hulle het nie net 'n vae hoop dat God hulle dalk eendag sal aanvaar nie, hulle het die vaste sekerheid dat hulle nou reeds deur die geloof in Jesus Christus die ewige lewe het. Nou is dit belangrik vir ons om te sien waar hierdie sekerheid oor die ewige lewe vandaan kom. Dit kom nie uit die feit dat jou geloof nooit wankel nie. Jy's nie seker omdat jy 'n smetlose, foutlose lewe lei nie. Dit kom nie uit 'n gevoel van sekerheid of 'n gevoel dat jy vandag naby aan God is nie. Gelukkig nie. Want ons gevoelens verander van dag tot dag en ons gehoorsaamheid is baie onvolmaak. Ons geloof wankel baie kere. Nee, vir die sekerheid dat ons die ewige lewe het, wys Johannes ons terug na die onwankelbare, na Jesus Christus, die Seun van God. Julle wat in die Seun glo, sê hy, kan weet dat julle die ewige lewe het. Luister mooi wat hy sê. Nie gaan kry nie, het. Dat julle die ewige lewe het. Nou, reeds, vandag. Die sekerheid dat ons die ewige lewe het, vind ons nie in onsself, of in ons gehoorsaamheid, of in wie of wat ons is nie. Ons vind dit in Jesus Christus alleen. Wie vir sy redding op Jesus Christus as die Seun van God vertrou, sê hy, het die ewige lewe. Maar dan volg Johannes hierdie boodskap op met 'n ewe belangrike boodskap. Hierdie geloofsekerheid, sê hy, gee vir ons die vrymoedigheid om hier waar ons nou lewe in die gebed na God toe te gaan. Ons het die ewige lewe nou terwyl ons nog hier in hierdie gebroke wêreld lewe, maar in hierdie gebroke wêreld het ons vrye toegang tot God deur die gebed. Ons leef nie ver weg, verwyder van God nie. Ons staan nie voor 'n toedeur of 'n geslote hemel nie. Omdat ons die sekerheid het dat ons aan hom behoort en reeds die ewige lewe het, kan ons enige oomblik, enige tyd met vrymoedigheid na God toe gaan. Die koningskinders kan enige tyd die troonsaal van die almagtige koning betree om met hulle Vader te gaan praat. Hierdie vrymoedigheid beteken nie dat ons sonder eerbied voor God verskyn om selfsugtige eise aan hom te stel of om so stout kinders hom te probeer ompraat om aan ons grille en giere te voldoen nie.
Nee, as ons met hom praat, moet ons rekening hou met wie en wat hy is. Ons moet rekening hou met sy wil vir ons lewe. Ons moet rekening hou daarmee dat hy wyser is as ons, dat hy beter weet as ons. As ons enige iets volgens sy wil vra, sê Johannes, verhoor hy ons gebede. Gebed is dus nie 'n manier om God te kry om te doen wat ons wil hê hy moet doen nie. In gebed lê ons behoeftes voor die Here neer, maar terselfdertyd onderwerp ons onsself aan sy wil en sy gesag vir ons lewe. Ons vra van hom wat ons nodig het, maar terselfdertyd stel ons onsself ondergeskik aan dit wat hy in sy wysheid weet vir ons goed en vir ons nodig is. Laat u wil in die hemel en op die aarde geskied, het Jesus ons geleer om te bid. En self het hy in die tuin van Getsemane voor sy kruisiging gebid, neem hierdie lydensbeker tog van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil, wat u wil. Wanneer ons so bid, weet ons dat ons sal kry wat ons vra, dat die wil van God oor ons lewe sal geskied. Nie elke gebed word geantwoord met 'n ja nie. Nie elke lydensbeker word van jou weggevat nie. Nie elke siekte word genees nie. Nie elke behoefte word vervul nie. Want God se wysheid is groter as ons wysheid. En sy wil is nie altyd ons wil nie. Maar elke gebed wat so gebid word, word geantwoord met die wil van God, wat tot jou beswil oor jou lewe geskied. Jy wat in die Seun van God glo, jy het die ewige lewe. Bokant jou is die hemel oop. Die deur van die groot troonsaal van die ewige koning staan vir jou oop. Jy kan in gebed instap en jy kan met jou Vader praat. En in sy volmaakte wysheid en liefde kan en sal hy jou alles gee wat in sy wil vir jou bestaan. As jy op jou knieë wil gaan en met jou Vader wil praat, jy hoef nie te wag totdat jy waardig genoeg voel of naby genoeg aan God voel of voel dat jy die regte woorde het om met hom te praat nie. Deur jou geloof dat Jesus die Seun van God is, behoort jy klaar aan God. Christus het jou klaar waardig gemaak om met jou Vader te praat. Daarom kan jy maar vanaand voor hom buig. Kan jy met hom praat? Kan jy vra wat op jou hart lê? Kan jy praat soos 'n kind wat met sy pa praat? In die volle vertroue dat hy sal gee wat vir jou goed is en nodig is en met die vaste sekerheid en gerusheid dat sy wil vir jou die beste is. Buig met vrymoedigheid. Praat met hom. Jou Pa wat in die hemel is, hoor jou. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons huiwer soms om na U toe te kom. Ons sien ons sonde, ons swakheid, ons mislukking, en dan wonder ons of ons waardig genoeg is om met U te praat. Dankie dat ons nie op grond van ons eie waardigheid voor U hoef te staan nie. Dankie dat ons deur Jesus Christus aan U behoort en dat ons in sy waardigheid na U toe kan kom. Gee ons dan die vrymoedigheid, Here, om altyd soos kinders met U te praat. Leer ons om eerlik te praat, om alles wat swaar op ons harte lê, voor U neer te sit. Ons bid dat U ons begeertes deur U woord sal vorm, dat U ons sal leer om te vra wat U wil, en dat U ons sal help om U te vertrou, dat U weet wat vir ons die beste is. En Vader, as die antwoord baie keer anders kom as wat ons gehoop het, hou ons dan vas, laat ons staande bly in die geloof. Wanneer ons moet wag, gee ons geduld. En as ons begin twyfel, herinner ons daaraan dat U ons hoor. Here, ons rus nie in ons eie gebede nie, maar in Jesus Christus, deur wie ons tot U mag nader. In sy naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur gerus hierdie voorlesing aan iemand wat vandag die woord van die Here nodig het. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgetroue woordverkondiging, volg Gelowig op Pad op Facebook en YouTube of sluit aan by ons WhatsApp kanaal
waarvoor die skakel onderaan hierdie opname verskyn.